Goeiedag en baie welkom weer by jou dagstukkie vir vandag, aangebied deur Lewe Lig. Vandag is ons by dag 330 en ons tema vir vandag is God se mooi môre. Efesiërs 5 vers 8. Vroeër was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Onsekerheid beteken nie God is afwesig nie. Dit beteken hy vra ons om nader te stap. God se mooi môre. Het jy die video aan die begin gesien en mooi gekyk? 'n Groep jong mense wat in die donker loop, bang, onseker en die klomp donker gedagtes wat in die hart en kop leef, wys op hulle gesigte. Die donkerte in ons land voel soms soos 'n kombers wat stil oor alles hang. Misdaad wat nie ophou nie, korrupsie wat vreet aan wat oorbly, die ekonomie wat sukkel, mense wat moeg is vir belofte en niks sien gebeur nie. Hierdie diep donkerte is 'n realiteit waarmee ons elke dag moet saamleef. Maar toe kom die son op en die groep tieners in die video draai om en hardloop vol verwagting na die son toe. Die verandering het begin met die opkoms van die son. Hulle het nie aanhou stap in die rigting van die donker nie. Hulle het omgedraai en na die son toe begin hardloop. Die son is die teken van hoop. Sonder inspanning verdryf dit die duisternis. Soos iemand gesê het, donkerte is net die afwesigheid van lig. Juist daarom het Jesus vir ons die son van God se liefde en genade laat deurbreek in ons donker wêreld. Hy het geweet van die donker omstandighede waarbinne ons elke dag moet oorleef. Juist daarom het hy mens kom word en God se lig in ons donker wêreld ingedra. Johannes 1. God was nie onkant gevang toe die wêreld donker raak nie. Hy het dit geweet lank voor ons nuuskanale, sosiale media en eindelose ontstellende berigte bestaan het. Hy het geweet van vrees, geweld, haat, onreg en hoop wat soms skaars voel. En juist daarom het Jesus gekom, nie met 'n politieke plan of 'n magsoorname nie, maar met lig. God se lig van hoop en liefde, sigbaar, tasbaar, leefbaar. Jesus het nie net oor lig gepraat nie. Hy was die lig, 'n lig wat nie teruggedeins het vir die donker nie. Hy het vreesloos die donkerte van ons wêreld tegemoet gestap en so ver as wat hy gestap het hy die duisternis verdryf. Sy lig het siekes genees, gebroke harte geheel en eenkant mense ingesluit. En toe het hy uiteindelik die bron van die duisternis in die oë gekyk, aan die kruis. Daar het dit weer helder oordag donker geword. Maar net toe die donker dink hy het gewen, het die graf oopgegaan en Jesus staan op as oorwinnaar. Lig ontplof waar dood wou heers. En met die uitstorting van die Heilige Gees gebeur iets ongeloofliks. God se son van liefde en geregtigheid kom op in mense se harte. Dis hoekom Jesus in Matteus 5 gesê het, julle is die lig vir die wêreld. Nie, julle moet eendag lig word nie. Nie, as alles eers reg is nie, maar nou, hier vandag. Gaan leef elke dag vanuit God se sonskyn van geloof, hoop en liefde in jou hart en laat dit dan ook lig en hoop bring vir almal rondom jou. Vrees fluister donker leuns. God gee beloftes van lig en hoop. Kies watter stem jy gaan glo. Iets om oor na te dink. Hoekom dink jy sukkel ons so om God se lig van hoop raak te sien? Wat kan ons doen om vanuit God se lig en hoop te lewe? Hoe gaan jy vandag begin om God se lig vir almal rondom jou te laat skyn? Here Jesus, dankie dat U die lig is wat in ons harte opgekom het. Help ons om vandag vanuit U lig te leef en nie gefokus te bly op die donkerte nie. Help my vandag om U lig van hoop vir ander te wees. Amen.
Hoe naby ek en jy aan die bron van die lig leef, gaan bepaal hoe helder ons lig gaan skyn. Kom ek en jy gaan wees ook vandag God se lig van hoop en liefde vir almal rondom ons. Liefde groete, Charles Botha. Om elke dag 'n dagstukkie van Lewe Lig per WhatsApp te ontvang, is jy meer as welkom om net jou naam en nommer te stuur na die nommer wat hier vir jou aangedui is. Jy is ook meer as welkom om ons Lewe Lig Gemeenskap Facebookblad of ons Lewe Lig Gemeenskap YouTube kanaal te besoek. Shalom.